Ons gaan vry leef. Ons gaan hierdie jaar letterlik in hardloop, vry van enigiets wat ons terughou. Ek het my geloof in hom gesit, nou wandel ek saam met hom, ek het hom lief en ek wil naby hom lewe. Redding is nie 'n staat nie. Redding is 'n verhouding. Is jy dalk daai olifant hier in die begin van 2026, die krag van God se Gees is in jou. Die lewende Christus leef in jou en die duiwel het geslaag om 'n toukie te vat en net so 'n boom vas te maak. En daar staan jy. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Dis my 'n voorreg vandag om kortliks met julle te praat oor wat wil die Here hierdie jaar met my en jou lewe doen. Hoe wil ons as 'n gemeente saam snoer dat ons in een rigting dink. Nou julle weet ons gemeente het 'n oorkoepelende visie en dit is ons wil lief word vir God, liewer word vir God, elke dag liewer word vir God. Ons wil elke dag liewer word vir mekaar as liggaam van die Here. En ons wil elke dag liewer word vir die gemeenskap waarin ons bly. Ons glo dat die Here het hierdie gemeente geplaas as 'n lig op 'n berg, dat mense tot redding kan kom en Jesus Christus kan vind. En mag ons 'n kerk wees wat die Wesrand saam met die ander gemeentes wat in waarheid wandel, hierdie plek vir Jesus verander en sy koninkryk na hierdie plek toe bring. So ons visie oorkoepelend, elke dag liewer vir ons hemelse Vader, vir Jesus, vir die Heilige Gees, elke dag liewer vir mekaar. Dis 'n ingesteldheid wat ons het. Ons word liewer vir mekaar. Ons het almal ons snaaksighede, né? Jy ook snaaksighede. Ons het almal ons eienaardighede, né? Ons het almal siening so goed dat jy baie keer dink, "Waar kom jy vandaan?" né? Maar ons het 'n keuse gemaak om mekaar lief te hê. Kan ons haleluja sê? Haleluja. Ons is almal mooi nie, maar ons is vriendelik. En ons het 'n keuse gemaak om die omgewing waarbinne ons bly lief te hê. Ons wil hê elke huis om ons, Jesus moet na huis verheerlik word. Elke shack in 'n plakkerskamp moet die pappa die woord breek en sê, ek het hard gewerk in die tuin vandag. Maar kom ons bid saam, ons sê die Here dankie, ons het brood om te eet. Ons wil hê Suid-Afrika moet verander word. En ons is deel van God se plan. Ons is die sout. As ons nie sout is nie, wie gaan die sout wees? Ons is die sout. Maar dan het ons elke jaar 'n fokus, spesifiek wat onder hierdie breë visie val, 'n fokus waar ons op pad is. En hierdie jaar wil ons graag fokus op, kyk hierdie mooi banner hier agter, leef vry in Jesus. Leef vry in Jesus. Dis 'n wonderlike fokus om hierdie vryheid jou eie te maak en dat ons as gemeente sê, ons gaan vry leef in die Here. Ons gaan vry leef. Ons gaan hierdie jaar letterlik in hardloop. Vry van enigiets wat ons terughou. Ons gaan vry wees om te glo, vry wees om die Here te loof, vry wees om in oorwinning te lewe. Niks gaan ons terughou nie. Nie gedagtepatrone nie, wat ons laat dink op ou maniere nie, op ou maniere dink oor onsself, waar ons op pad is, verkeerde maniere van dink oor God, verkeerde maniere van voel, emosies wat donker en neerdrukkend is, wat ons in 'n tronk hou, 'n muwe tronk hou. Ons gaan nie met kettinge om ons leef, dat ons nie kan vorentoe dink nie. Met boeye om ons voete, ou gewoontes, wat net herhaal en herhaal, wat keer dat ons die oorvloed van Jesus in ons lewe beleef nie. Dis die jaar om in die vryheid van Jesus te lewe. Kan ons haleluja sê? Vry, losgemaak, onbelemmerd, ons hardloop, ons voete is los, ons hande is los, ons gedagtes is vry, ons emosies is in lyn met die Heilige Gees, en ons is nie vasgekettingde mense, wat altyd ontstel en kwaad en in sonde is nie, ons is mense wat in vryheid wandel. Ek wil jou vra, wat help dit? Jy dra die naam kind van God. Dit is 'n mooi titel, né? Want dis wat ons is, navolger van Jesus, geredde, maar jy voer 'n tronk bestaan. Wat help dit jy voer 'n tronk bestaan?
Daar's altyd hierdie gebondenheid. Jy voel altyd gedruk. Jy's nie vry nie. Goed wat jou terughou. Jy voel altyd hier's 'n ketting om my en ek kry nie hierdie ding los van my lewe af nie. Ons is nie geroep om in kettinge te leef en in boeye en in 'n tronksel nie. Julle, ons is gemaak om vry te leef in Jesus Christus. Het julle geweet, ek luister net na hierdie program, dat langtermyn gevangenisse, as hulle nie tronk is, en hulle is nou in 'n maksimum sekuriteitsgevangenis hierdie ouens, en hulle dien 10 of 15 of 20 jaar uit, dat as hulle uitgaan, dan kan hulle nie aanpas nie. Hulle kan nie in die vrye wêreld aanpas nie. Hulle het so gewoond geraak om in 'n tronk te lewe, dat hy gaan doen weer 'n misdaad, dat die polisie hom net weer moet vang, dat hy weer verhoor moet word, weer skuldig bevind moet word, en dat hy weer opgesluit kan word. Want dis al wat hy ken. Hy ken hierdie tronklewe. Die vry lewe daar buite is vir hom soos, ek kan nie daar lewe nie. En dis 'n waarheid. Baie gevangenes kan nie in die vry wêreld aanpas nie. En ek en jy moet bewus wees, soms beskou ons die abnormale in ons lewe as normaal. Daar moet maar altyd ongelukkigheid in my huis wees. My man moet maar altyd beklei. Ek moet maar altyd jaloers voel. Ek moet maar altyd minderwaardig voel. Ek moet maar altyd hierdie sonde in my lewe hê. Ek gaan maar altyd verslaaf wees in hierdie ou gewoontetjie, al kos dit my hoeveel geld. Ek gaan maar altyd hierdie patroon lewe. Ek gaan nie kan uitbreek uit hierdie ding uit nie. Maar jy het so gewoond geraak om in hierdie tronksel te wees, dat jy nie eens meer kan dink dat jy vry kan wees daarvan nie. En die Here sê, nee, ons is nie in 'n maksimum sekuriteit gevangenis toegesluit nie. Jesus het die sleutel en hy kan dit oopmaak en ek en jy kan uitbeweeg. Kan ons haleluja sê. In Sri Lanka en Indië gebruik hulle groot olifante om te help in die bosbou en in die konstruksiebedryf. En van kleins af word daardie dier geleer om opdragte te gehoorsaam. Nou aanvanklik dan as hulle daai dier vasmaak aan 'n boom of aan 'n paal, gebruik hulle 'n dik ketting of 'n dik tou. En dan probeer daai ou diertjie wegbreek. En dan probeer hy wegbreek en hy probeer een dag wegbreek en hy probeer die tweede dag wegbreek en hy probeer partykeer weke aan mekaar om hierdie uit te breek uit hierdie ding wat hom vashou. En later kom hy agter, maar as hierdie ding om my nek is, gaan ek nêrens heen nie. Later is daardie olifant 'n groot olifant wat groot bome kan omstoot, wat groot gewig kan dra. Dan vat daai eienaar van daai olifant 'n dun toutjie om sy nek en maak hom net so liggies om 'n boom vas. Daai olifant loop nie eers nie. Want hy's vasgevang. En hy besef nie wat sy krag is nie. En hy besef nie wat sy sterkte is nie. En hy leef nie in vryheid nie, want 'n dun toutjie hou hom gevange. En baie keer se dinge is dun toutjies wat die vreugde in jou lewe steel, en wat keer dat ek en jy alles kan wees wat Jesus wil hê ons moet wees. Dun toutjies van bekommernis. Dun toutjies van wrokke, van al ewig kwaad wees, van al ewig iets teen iemand hou, al ewig hierdie ou sondetjie wat herhaal, wat my terughou, dat ek nie op 'n Sondag in die kerk kan kom staan en my hande in vryheid opsteek en ek dink, vanmôre moet ek eintlik onder 'n skuilnaam bid. Maar die Here wil my en jou in 2026 in vryheid laat lewe. Kan ons haleluja sê. Toe Jesus sy bediening begin het, Lukas 4 vers 18, lees ons die volgende. Jesus lees uit Jesaja 61 en hy sê hierdie verse is op my van toepassing. Hy sê die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid weg te stuur. Vry. In vryheid weg te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Dis 'n jaar wat ons in vryheid gaan lewe. Ons gaan mekaar aanmoedig om in vryheid te lewe. Ons gaan hierdie vryheid wat ons in die Gees het geniet. Ons gaan die vryheid van ons aanbidding geniet. Ons gaan dit geniet om vry te wees, om die Here te gehoorsaam en om te word dit wat hy droom oor ons lewe. Ons gaan lofprysend lewe. Ons gaan hierdie jaar in hardloop en sê ek is vry. Christus maak my vry. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry.
vry. Julle, dis 'n verskriklike tronk om in te wees. As jy verkeerd dink, as jy verkeerd voel, as jy verkeerd altyd hier binne, jy's nie lekker nie. Jy het altyd iets teen iemand. Dis 'n verskriklike tronk om verslaaf te wees aan een of ander middel. Luister, God wil jy moet aan niks verslaaf wees nie. En dit is my maklik om te praat, maar nou kyk ek gisteraan die rugby hoogtepunte, julle toe trek ek daai pak kaaskrule nader. Met cream soda, probeer dit eendag, dit werk. Ek sit daai pak so neer, ek sê, ek so kwaad vir myself, want ek het dag so mooi my aptyt te beheer, ek sit daai pak neer, ek dink, ek is maar kwaad vir myself. Maar ons is nie slaaf van ons aptyte nie. Ons is nie slaaf daarvan nie. Ons is nie slawe om eendag die oordeel van God te vrees nie, want ons is vrygespreek. Ons leef in Jesus, ons is lief vir hom, ons volg hom, ons het ons harte vir hom gegee. Daarom sê Romeine 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Luister, daar gaan 'n dag kom, dat ek en jy die laaste asem gaan uitblaas. Het julle geweet, een van die grootste dinge wat ons vryheid steel, om voluit te lewe, is ons vrees vir die dood, en om eendag voor 'n heilige God te gaan staan, en rekenskap van ons lewe te gee. Maar die Bybel leer ons hierso, dat ek en jy het niks om te vrees as ons Jesus Christus, as ons Here aangeneem het. Ons sonde is vergewe, sy bloed het ons sonde weggewas, hy woon in ons harte, ons is lief vir hom, en ons gaan hemel toe, ons gaan vry gespreek voor die Here staan. Kan ons halleluja sê? Geen veroordeling nie, niks. Ek leef in Christus in. Maar ek en jy moet een ding onthou van hierdie vryheid, om nie bang te wees om eendag te sterf en voor 'n heilige God en 'n regverdige God te gaan staan nie, is dat redding is nie 'n staat waarin ek verkeer nie. Ek het nie eendag nou vir Jesus ja gesê, en nou kan ek maar leef en doen soos ek wil, want ek het nou in 'n soort van 'n staat ingetree van redding nie. Dit maak nie saak wat ek doen en wat ek sê nie, en ook of ek Jesus lief het of nie, ek het in 'n staat van redding ingetree. Nee. Die Bybel leer vir ons dat redding is 'n liefdesverhouding met Jesus Christus. Ek het my geloof in hom gesit, nou wandel ek saam met hom, ek het hom lief en ek wil naby hom lewe. Redding is nie 'n staat nie. Redding is 'n verhouding. Amen. Dis 'n verhouding. Ek leef in 'n verhouding met Jesus. Daarom het ek niks om te vrees nie, want hy is by my. Daarom sê Romeine 5 vers 1, God het ons dan nou vrygespreek. Julle is dan wonderlik, hè? Vrygespreek. Ek en 'n kollega het jare terug het ons 'n misverstand gehad. En hierdie ou was letterlik maande vir my kwaad. Hy het nie my telefoonoproepe beantwoord nie, niks. En ons was in een gemeente gewees. Nou moet julle weet hoe voel dit op Sondag. Dan preek hy, dan as ek preek, lyk dit vir my, hy kyk nie eens vir my nie. Maar daar was een diens gewees. Julle, is dit nie lekker om Pinkster te wees nie? Een ou tannie het eendag gesê, pas op as jy 'n skelm verhouding het, die Heilige Gees val net in een diens neer, dan bely jy alles. Okay. As die Heilige Gees opdaag, dan val dan maak jy reg voor God, en jy bely jou sonde, en jy maak reg, want die Heilige Gees oortuig jou, amen. En die Heilige Gees val in een diens, en hierdie pastoor kom na my toe geloop, en hy steek sy hand so na my toe uit, hy sê, kom ons begin oor. Julle, 'n verhouding word in 'n oomblik herstel, en hy sê, ek spreek jou vry, vir alles wat jy teen my gedoen het. Ek weet nou nog nie lekker wat ek gedoen het nie, as jy die preek kyk, my kollega, ek weet nou nog nie, goed, maar hy het my vrygespreek. Maar ek ontvang dit toe, en ek is so dankbaar, daaroor 'n verhouding begin oor, maar so lekker om vrygespreek te wees. Daar's geen blokkasie in hierdie verhouding nie, dis oop. En weet julle, sielkundiges vertel ons dat as mense skuldige gewetens het, dat hulle hande sal was tot die bloed uitkom. Hulle sal hulle hande partykeer tot 10-20 keer 'n dag was. Want dit is 'n simptoom van ietsie binnekant wat nie reg is nie. Ander mense doen die ander goed. Party goed grip om te drink, en party verdrink hulle in hulle werk, en almal net om van hierdie skuldgevoel ontslae te raak. Maar het jy geweet, die Bybel sê vir ons, net die bloed van Jesus reinig van 'n skuldige gewete? Hebreërs 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei. Net die bloed van Jesus reinig ons, niks anders nie. Die bloed van Jesus. Julle is wonderlik om vry te leef. Jy weet,
ek is vry, ek gaan die Here sien. Ek is vrygemaak. Ek is vrygespreek. En ek leef in hierdie vryheid onder die Heilige Gees wat hy vir my gee. Galasiërs 5:16. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Hy sê julle hoef nie in kettinge te lewe nie. Gee net oor aan die Heilige Gees. Luister wat hy vir jou sê. Daar's 'n boekie wat wêreldwyd gebruik word vir mense wat graag wil herstel en wat wil vrykom van dinge in hulle lewe. En die boekie se naam is Celebrate Recovery. Van julle wat hierso sit het al die boekie gedoen. Celebrate Recovery. En die pastoor wat hierdie boek geskryf het, noem 3 goed wat ons kan vashou en waarvan ons bevry moet word. As dit ons terughou in die lewe. As kind van God, dat ons hierdie goed net voor die Here bring en dat ons bevry word daarvan. Die eerste ene is habits. Dis 3 H's, dis Engels. Die eerste een is habits. Julle gewoontetjies, slegte gewoontetjies, goed wat ons terughou. Maniere van optree, maniere van doen, maniere van hoe ek verhoudinge hanteer, hoe ek my kind hanteer, hoe ek my vrou hanteer, hoe ek my man hanteer. En dit sit ons in hierdie tronk. En ons moet hierdie habit verander onder die krag van die Heilige Gees. Want anders gaan die duiwel kettinge om ons sit en hy gaan ons sleep net waar hy ons wil hê. Dit terwyl die Bybel vir ons leer in Kolossense 1:13. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Ons is nie meer op sleepte van die duiwel nie. Kan jy haleluja sê? Ons is nie meer, en ons gaan hom ook nie die tou gee nie. Want dis wat gebeur wanneer ek uit die gees uit beweeg en ek begin in die vlees inlewe, dan gee ek vir hom die tou en sê sleep my waar jy my wil hê. Maar ons is nie meer onder sy heerskappy nie. Klein gewoontetjies. Dan is daar ook hang-ups. Hang-ups is hierdie maniere van dink en voel. Dis net so deel van my hele wese. Wanneer gaan ek ooit bevry word om jaloers te wees? Wanneer gaan ek ooit bevry word om minderwaardig te voel? Wanneer gaan ek ooit bevry word van ek moet altyd alles perfek doen? Wanneer gaan ek ooit bevry word om 'n beheervraat te wees, 'n kontrolfreak? Ek wil alles net kontrol, dit gaan soos ek dit wil hê. Wanneer gaan ek ooit bevry word om nie vinnig aanstoot te neem en lig geraak te wees nie? Maar die Here wil ons met sonder hierdie slegte gewoontes in ons lewe, hierdie sondige goed lewe, sonder hierdie hang-ups. Hy wil ons vrymaak. Ons moet die jaar in dans. Ons moet met blydskap hierdie jaar ingaan, vry in die Here. Vry om sonder kettinge te lewe. En die laaste ene, so die eerste een is habits, die tweede een is hang-ups en die derde een is jou hurts, jou seer, jou emosionele wonde. Julle is swaar. Dit vat tyd baie keer om deur hierdie goed te werk. Baie keer genees die Here jou in 'n oomblik van hierdie goeters. Maar meer in tyd is dit 'n pad wat mens loop saam met die Heilige Gees en hulp wat jy kry. Seer, as ou seer gekry het in die lewe. Skokke beleef het, teleurgesteld is, maar Jesus kan jou daarvan bevry. Is jy dalk daai olifant hier in die begin van 2026, die krag van God se Gees is in jou. Die lewende Christus leef in jou. En die duiwel het geslaag om 'n toutjie te vat en net so 'n boom vas te maak. En daar staan jy. Jy het dalk so gewoond geraak aan 'n tronksel, dat jy nie eens meer dink hoe kan dit wees dat ek sonder hierdie goed lewe nie. Jesus het gekom om ons te bevry en die werke van die duiwel in ons lewe te verbreek. 1 Johannes 3:8 sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel in ons lewens te verbreek. Verbreek dit. Bekommernis, kwaadheid, noem dit wat se lelike sonde jy ook al wil noem. En Johannes 8:36 sê, eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Ek is nie meer vas aan daai toutjie nie. Ek is nie meer vas aan my verlede nie. Beteken nie ek praat dit goed wat ek gedoen het nie. Dit beteken nie ek vat nie verantwoordelikheid daarvoor nie. Dit beteken nie ek voel nie sleg daaroor nie. Dit beteken nie ek probeer alles in my vermoë doen om dit reg te maak nie. Dit beteken net dat ek is nie meer vasgekluister aan hierdie neerdrukkende skuldgevoel wat keer dat ek God se plan vir my lewe kan leef nie. Ek gaan nog steeds vorentoe gaan. Ons jaarvers is Galasiërs 5:1. Christus het ons nou vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing nie. Halleluja! Is jy gereed om 2026 in te hardloop saam met Jesus? Vry. Vry. Julle dis baie sleg. Ek en jy weet hoe voel dit om vasgebind te wees met 'n toutjie aan 'n paal of 'n ding. Ons almal ken daai ervaring. Wat ook al dit mag wees. Maar Jesus het gekom om die werke van die duiwel te verbreek.
En hy wil jou in vryheid in 2026 instuur. En dis die boodskap wat ons gaan verkondig. Ons gaan vry wees. Ons gaan vry wees. Ons gaan vry wees om die Here te gehoorsaam. Ons gaan vry wees om hom te dien. Kyk wat sê Jesaja 35 vers 10 en daarmee wil ek afsluit dat ons by die nagmaaltafel kan kom. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion, dit is Jerusalem, aankom. Die plek waar God is. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Elende en smart sal verdwyn. Kyk wat sê Psalm 32 vers 7. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Halleluja. Dis 'n jaar van sing, van vry wees in God, vry om hom voluit te dien. Dis 'n jaar van lag. Dis 'n jaar van oorwinning in jou lewe. Dis 'n jaar waar jy God se goedheid gaan celebrate in jou lewe. Kyk wat sê Psalm 126. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Kan ons die Here lof of in hierdie kerkie vanmôre? Halleluja! Kom ons staan op en jy sê, Here, hier is ek. Kom ons staan op in ons bank en jy sê, Here, hier is my jaar van vryheid. Hier is my jaar, Here, wat ek vasgryp. Ek gaan saam met U in hardloop, Here Jesus. Halleluja! Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor George jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.